Ek wil vanmôre met ons 'n baie belangrike woord deel. En ek wil jy moet vanmôre mooi luister. Jy kan vir my solank jou Bybel oopmaak daar in Matteus in die 7de hoofstuk. Matteus in die 7de hoofstuk. Amen. Maar as jy jou Bybel het, kan jy vir my oopmaak in Matteus hoofstuk 7. In die 80s, kyk, ek is 'n 80s baby. En daai jare was as ons altyd praat van daai jare, dit was lekker tye gewees. Dit was anderster as vandag. Maar ek onthou, en dit onthou ek as 'n kind, ek weet nie of my ma dit sal kan onthou nie, maar my ma het sulke bakke gehad, sulke vrugtebakke gehad, of jy weet, hulle het mooi sulke porseleinbakke gehad. Dan was dit nou nogal hoogsmode, veral in die 80s, in die 80s, was dit nou hoogmode gewees om polistireen, ek weet nie of dit plastiek of dit was nie plastiek, dit was meer 'n polistireen tipe vrug. Om die bak nou, daai nagemaakte vrugte, om daai polistireen vrugte in so 'n bak te sit en vir decoration op die tafel. Jy weet jy, en dit het daai goed, ek onthou my ma het so 'n bak gehad met die tipe vrugte in. Nou, daar was verskillend, jy het perskes gekry en appels en daar was druiwe, hierdie druiwe was plastiek geweest, as ek reg kan onthou. Maar ek praat spesifiek van die polistireen tipe. Ja, wat jy is dit 'n polistireen geweest. Ek kan nie onthou of dit polistireen was of wat dit was, maar dit was so rubberagtige ding geweest. Uit appels, appelkose en al die goed. En daai goed het so realisties gelyk. As jy hom langs 'n regte ene sit, kon jy nie die verskil sien tussen die twee nie. Dit was soos letterlik identies. En ek het die eendag nou nie geweet van die goed. Die eerste keer dat my ma dit nou daar op die tafel gesit het ek nie geweet dit is van die nagemaakte vrugte nie, van hierdie fake vrugte, polistireen vrugte nie. En ek onthou daar was 'n perske. Hy was so mooi bytjie, want hy's so pink blos, so mooi lekker, hy's 'n groot perske gewees. En daai ding het net ryp gelyk. Jy weet, en hy het dieselfde tekstuur ook gehad, jy weet, party perse het so harige tekstuur. Daai goed was so realisties, dit het gelyk soos 'n regte perske. En ek onthou nog die dag ek vat die stuk perske, en ek is nou baie lus vir hom toe ek so 'n hap vat. Dis dit net so 'n rubber, polistireen storie in my mond. En toe kom ek agter, maar dit is fake. En dis nie regte vrugte nie. Maar dit het gelyk soos regte vrugte. Dit het vertoon soos 'n regte perske. En toe ek het sien, as jy dit gesien het, dit het jou oortuig dat dit 'n regte perske was. Maar dit was 'n vals vrug. Dit was nie 'n ware vrug nie. En dis waar ek vanmôre 'n bietjie met ons wil praat oor die probleem met vals vrugte. En net so onder kinders van die Here vandag is daar 'n probleem waar vals vrugte voorgehou word. Dit lyk soos en vertoon soos regte vrugte. Dit lyk soos regte vrugte. Dit oortuig baie en ander en almal dat dit vrugte, ware regte vrugte is. Maar eintlik is dit 'n vals vrug. Hy is maar soos daai nagemaakte vrug. En ek wil hê ons gaan daar saam met Matteus hoofstuk 12. Matteus hoofstuk 7. Ekskuus, Matteus hoofstuk 7 vanaf vers 12. Matteus hoofstuk 7 vanaf vers 12. Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle ook aan hulle doen. Want dit is die wet en die profete. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daaruit deurgaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Mens pluk troggie druiwe van dorings of van vye van dissels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. En ek wil eintlik net so in hakies bysit, 'n vals boom dra vals vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken.
Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, in U naam duiwels uitgedrywe, en in U naam baie kragtig gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Elkeen dan van wat na hierdie woorde van my luister, en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op 'n rots gebou het. Die reën het geval, en die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai, en teen daardie huis aangestorm. Dit het nie geval nie, want sy fundament was op die rots. Elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. Die reën het geval, die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai, en daardie huis aangestorm, en dit het geval, en sy val was groot. So ek wil vanmôre 'n bietjie met ons praat oor die probleem met vals vrugte. Nou as ons eerstens praat oor vals. Vals beteken in hierdie geval ook voorgee. Kyk, kom ons wees maar realisties. Daar sal altyd vals mense tussen die goddelikes en goeie mense wees. Wat net voorgee om goddelik te wees. Wat net voorgee om kinders van die Here te wees. Maar soos dat jy groei in wysheid en in kennis van die woord en in die Here, sal jy mettertyd kan leer om te kan onderskei wie 'n pad met die Here stap en wie nie. Jy sien maar die probleem met vals vrugte is, dit lyk reg, dit lyk eg, dit lyk soos die ware, net soos daai vrug wat ek nou van gepraat het. Maar dit is 'n vals vrug, dit is nie 'n ware vrug nie. En dit is nogal moeilik om te kan onderskei of dit 'n ware of 'n vals ene is. Jy sien, maar die Bybel gee vir ons dat hy sê, aan julle vrugte sal julle ken, jy sal hulle kan uitken. Want jy weet, as jy 'n hap van daai vrug vat, dan gaan jy agterkom, maar dit is nie 'n ware vrug nie. Dit is 'n stuk plastiek, dit is 'n stuk polistireen. Jy sien, en dis die probleem met baie mense vandag onder kinders van die Here. Hulle lyk of hulle alles bymekaar het. Hulle lyk of hulle 'n pad met die Here stap. Hulle lyk of hulle die Here dien. Hulle sê ook Here, Here. Hulle profeteer, hulle dryf duiwels uit. Hulle doen alles wat die Here gesê het. Maar dit is 'n vals vrug. Binne in hulle is hulle maar net gevul soos daai polistireen vrug. Hulle is gevul met polistireen. Nie met ware vrug nie. En daar is ook nie ware groei op hulle arbeid nie. Dit is net verval. En dit verval net meer en meer en dieper en dieper. En weet jy, 'n mens sien nogal baie mense gaan op 'n Sondagoggend kom kerk toe, eintlik ook met 'n vals gesindheid. Kom kerk toe ook maar net met die prentjie op die gesig van hulle het nie die ware vrug nie. Maar hulle kom ook maar net om monde te stil. Kom ook maar net om dalk hulle self te blaf, dalk om ander te blaf, dalk maar net om ander tevrede te stel. Maar binne geestelik is hulle dood, hulle is ver van die Here af. Hulle praat dalk soos kinders van die Here, klink soos kinders van die Here. Maar hulle lewe getuig anders. Lewe getuig nie daarvan dat dit vrug is van die Heilige Gees nie. En dit is eintlik waar ek en jy vandag 'n bietjie moet selfondersoek doen en onsself daai vraag vra en sê, dien ek werklik die Here? Dien ek die Here werklik? Het ek werklik my lewe aan hom oorgegee? Het ek werklik tot bekering gekom? Of doen ek dit maar net om my gewete te probeer gerusstel? Probeer ek myself maar net oortuig dat ek okay is? En dat ek 'n kind van die Here is? Maar die vraag is net, is die vrug vals of is die vrug eg? En ek het nou gesê, valsheid is voorgee. Hoe maklik gee mense net voor om 'n kind van die Here te wees nie? Jy sien, voor mense is ek 'n kind van die Here.
Maar as ons eerlik moet wees, daai voorgee is 'n uitvloeisel van wat in my hart aangaan. Want in my hart is dit eintlik gevul met sonde en ongeregtigheid. En die voorgee is maar net 'n masker. Jy weet, vir dit wat werklik in my hart is. Ek het al baie keer gewonder, en as ek jou vanmôre hierdie vraag moet vra, en as ons onsself daai vraag moet vra, myself ook hierdie vraag moet vra, en elkeen van ons, en dit is iets wat jy nou vir jouself moet antwoord. Kom ons gestel, daar was 'n manier, daar was 'n masjien, wat jy hier voor die kerk kom sit, en dan sit hulle hierdie ding op jou kop, en dan is jy 'n groot skerm nou hier soos hier agter, en dan wys daai masjien jou ware gedagtes, jou ware karakter, wat regtig in jou hart aangaan, oop en bloot, sonder enige veranderings, en dit word aan die hele wêreld vertoon, wat werklik in jou hart is, waaraan jy dink, hoe jy praat, hoe jy leef, waar niemand jou sien nie, wat regtig aangaan. Ek wonder wie van ons gaan bereid wees om te kan kom sit op daai stoel. Gaan jy met 'n baie geruste hart voor 'n kerk en voor 'n gemeente en voor ander mede-Christene alles so op en bloot kan stel? En dit moet ook klaar vir jou 'n groen lig of 'n rooi lig wees. Jy sien, wat ek en jy nie aan dink nie is, ons dra die vrug, wat 'n vals vrug is, van ons bekering. En mense sien die vals vrug raak in die bak. Maar, soos wat dit oop en bloot vir hy skerm is jou lewe voor God. Wat sal jou reaksie, wat sal mense se reaksie wees? Ek wil eintlik so stel op die ware jy. Hoe sal mense reageer? Sal dit mense se opinie van jou verander? Sal dit mense se siening van jou verander? Sal jy dink mense gaan jou snaaks aankyk? Nou wat is die werklike probleem in mense se lewe? Hoekom daar vals vrug is? Ek het dan gesê dat daai is 'n vrug en 'n uitvloeisel van die sonde en ongeregtigheid in jou hart. En die woord, daar's twee gedeeltes in die woord wat vir my uitstaan, wat praat eintlik oor die gevolg van vals vrugte. En hierdie is nogal vir my eintlik 'n scary ding om aan te dink, want jy besef nie eintlik altyd waarmee jy besig is nie. Jy sien, 'n vals vrug lyk soos die ware een, en dit oortuig almal en alles, en selfs daai ding daar in hy bak dink hy's 'n regte perske. Maar hy is nie. Maak vir my op Romeine 1 en 2 Tessalonisense 2. Romeine hoofstuk 1 en 2 Tessalonisense 2. Nou ek wil vir ons hierso so 'n paar goedjies uitlig. So 7 dingetjies wat ek wil uitlig in hierdie twee gedeeltes. Ons gaan al twee gedeeltes lees, maar ek wil net aan sekere dinge oplet. Want daar is 'n gevolg van vals vrugte. En onthou, ek praat vanmôre oor die probleem van vals vrugte. Wat is die probleem met vals vrugte? Want kom ek vir sê, mense het die mentaliteit, jy kan maar daai vals vrug maar voorgee. Maar wat is die probleem daarmee? Weet jy, vandag se wêreld is alles word so maklik vervals. Ons bly in 'n wêreld van vervalsings. En net so die mens ook verval in 'n wêreld van vervalsing.
En dit lyk soos die original. Dit lyk so. Maar die funksionaliteit daarvan is nie dieselfde nie. Maar daar is 'n gevolg, en daar is 'n ernstige gevolg vir die dra van vals vrugte. Die eerste gedeelte in Romeine 1, en dan gaan sekere woorde vir ons uitlig wat ek wil vir jou onderstreep in jou Bybel. Ons lees daar vanaf vers 20 in Romeine 1. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. En die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. So hier sê vir jou die gevolg van vals vrugte is sonde, en jy verander dit wat God wou gehad het in iets slegs. Nou, hoor nou mooi wat hy weer hier so sê. Dan gaan hy verder en hy sê daar vers 24, hoor nou mooi. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte, hoor mooi, oorgegee. So die begeerlikhede van hulle harte, oorgegee aan onreinheid, om in hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen. So is die tweede ene, hulle die waarheid van God verruil vir die leuen. En die skepsel vereer en gedien bo die skepper. So die skepsel is gedien bo die skepper. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte. Wat duidelik sê, hulle wou dit so gehad het en God het hulle dit gelos en gesê, wel, as dit is wat julle wil hê, dan is dit maar wat julle gaan kry. En die skepsel vereer en gedien bo die skepper, wat geprys word tot in ewigheid. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander teen die wat teen die natuur is. So ook het die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en hulle welles teen mekaar ontbrand. Manne het met manneskandelikheid bedrywe en hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling. So daar kry ons nog 'n ding, die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkenning te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. So die volgende is 'n slegte gesindheid. En kyk nou hierso, wat is daai vrug? Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge en ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Kyk hierso, mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Hoor mooi, die dood verdien, die volgende een. Die dinge nie alleen selfs doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Nou hoor wat sê nou in 2 Tessalonisense 2, sê letterlik basies presies dieselfde ding. Wat gaan gebeur met die antichrist? Die antichrist gaan openbaar word na die wegraping, en die mense gaan die groot verdrukking gewees. Maar hoekom eindig mense in die groot verdrukking? Hoekom mis mense die wegraping? Wat gaan gebeur? Kyk nou hierso wat gebeur in 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vanaf vers 7 tot met vers 12. 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 7. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk net totdat hy wat in jou uit die weg geruim is. Praat nou van die bruid van Christus, né? En dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niets sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerlei kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Nou kyk nou mooi vanaf vers 10, wat gebeur met die mense? En met allerlei verleiding van ongeregtigheid. So verleiding, ongeregtigheid. En die wat verlore gaan omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het nie, om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur. So dwaling, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word
wat vir die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. So hier kry ons nou wat veroorsaak hierdie vals vrugte in 'n mens se lewe, wat vals vrug dra. Hulle wat wil vals vrug dra, wat is die gevolg daarvan? Hoe gaan dit jou lewe impakteer? En in hierdie twee gedeeltes kry ons gedeeltes waar die Here waarsku, basies oor daai vals vrug. En wat die gevolg daarvan gaan wees in mense se lewens, want daar gaan 'n gevolg wees en daar gaan sekere dinge in jou lewe plaasvind wat jou gaan beïnvloed. So want mense besef nie altyd die gevaar daarin van vals vrug nie. Jy dra vals vrug, maar jy besef nie jy is besig om iets te veroorsaak in jou lewe wat jy kon verhoed het. Maar jy wil nie. Jy is eintlik op 'n pad van self-destruction, as ek dit so kan noem. Jy is op 'n weg van selfvernietiging. En in hierdie twee gedeeltes lê die Here klem op sekere dinge wat gaan gebeur. Die eerste ding waarop hy klem lê is misleiding en maklike verleiding. Jy sien, wanneer jy vals vrug dra, val jy baie maklik vir misleiding. En jy val baie maklik vir verleiding. Dit is baie makliker om vir versoekings te val as jy vals vrug dra. As jy 'n persoon is wat baie maklik soeg onder versoekinge van sonde, wil ek vir jou vra, ondersoek in jou lewe of dra jy ware vrug? Want jy sien, 'n vals vrug, ja, maar ek gaan kerk toe, ja, maar ek lees Bybel, ja, maar ek bid. Weet jy wat, die Bybel sê, die duiwels glo ook in hulle sidder. Jy kan lyk soos 'n perske, maak jy nie 'n perske nie. Jy kan ryk soos 'n perske, dit maak jy nie 'n perske nie. Misleiding en maklike verleiding. En vals vrug veroorsaak dat mense maklik val vir misleiding en verleiding. Kry jy 'n tweede ding wat hierso sê, wat gaan daar 'n gevolg wees in jou lewe? Ongeregtigheid. Wat is ongeregtigheid? Ongeregtigheid is die teenoorgestelde van geregtigheid. Wat is geregtigheid? Geregtigheid basies beteken jou skuld is betaal. Jy's geregverdig van sonde. Nou wat is sonde? Wetteloosheid. Jy verstaan, dit gaan nie oor dat jy die wet onderhou, dit gaan oor Christus het jou sonde skuld betaal. Hy het betaal vir jou sonde, Here verlede toekomstig, dit is afgehandel. Hy het jou vrygemaak van sonde, laat jy nie meer 'n slaaf hoef te wees van sonde nie. Maar vals vrug hou jou gebonde in slawerny. Vals vrug veroorsaak ongeregtigheid in jou lewe. Want jy gaan wandel in sonde waarvan die Here jou alreeds vrygemaak het. Jy gaan nie daarmee wil breek nie. En nou moet jy sien, dit eskaleer, want die probleem is, op die einde van die dag, ek word maklik mislei en maklik verlei, ek val maklik vir die sondige. Nou begin ek daarin te wandel. Dit begin 'n ding te wees wat in my lewe net konstant voorkom. En ek lewe 'n lewe van ongeregtigheid. Jy sien, maar hierdie ding bly ook nie net daar nie, dit eskaleer nou verder, as jy gelees in daai twee gedeeltes. En dit gebeur as gevolg van die verwerping van die waarheid, want jy kan sien in daai gedeelte, hulle die waarheid nie lief gehad nie, hy sê in albei gedeeltes, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie gehad nie, hulle wou nie die waarheid gehoor het nie, hulle het dit verwerp om die waarheid te vat, en dit is wat gaan gebeur in jou lewe. Jy val maklik vir verleiding, jy val maklik vir misleiding. Op die einde van die dag, jy begin te wandel in ongeregtigheid en éventueel, hoekom? Gaan jy begin om die waarheid te haat, jy gaan dit begin teenstaan. Die waarheid gaan jou nie eers meer begin oortuig nie.
Want vals vrug wil nie waarheid hê nie. Dis nie lekker en maklik vir jou om voor 'n spieël te gaan staan en te moet erken, ek is verkeerd nie. Ek dra vals vrug nie. Dis hoe gesê het, wat dink jy, as jy vir jouself moet vra, as die wêreld moet kan sien wie jy werklik in jou hart is? As die wêreld jou kan sien soos wat God sien wat werklik in jou hart is, wat se vrug gaan dit wees? En omdat mense vals vrug dra, is juis omdat hulle nie die waarheid wil hê nie. En wat se waarheid is? Dit die waarheid van die woord. Die woord is 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voet. Maar wanneer ek die waarheid verwerp, wanneer ek die woord verwerp, nie net die groot dinge nie, selfs die klein dingetjies. Wanneer ek dit begin verwerp, wat is die gevolg daarvan? Dit lei na ongeregtigheid toe. En dit veroorsaak dat ek maklik kan val. En weet jy wat nou die vals vrug dra? Is dit baie moeilik vir mense om die waarheid te aanvaar. Want die waarheid is vir hulle, ek wil eintlik sê, dis vir hulle meer konfrontasie in plaas van 'n vrymaking. En wat soek vals vrug? En dan gepraat van die verwerping van die waarheid, ongeregtigheid, misleiding, maklike verleiding. Jy sien, want vals vrug hou van 'n wandel in plesier. As ons gaan kyk wat daai twee gedeeltes vir ons sê, hulle het volgens die begeertes van die vlees gewandel. Die werke van die vlees is geopenbaar, Galasiërs 5 vers 19. Oorspel, hoerery, ongeregtigheid, naaiwer, twis, partyskap, dronkenskap, brassery, moord, dergelike dinge. Al daai dinge wat hy noem in Galasiërs 5 vers 19. Jy sien vals vrug. Dis die vrug van 'n vals vrug. Die werke van die vlees. Julle ken Galasiërs 5 vers 19, want hy noem 'n gedeelte daarvan daar in Romeine 1. Het hy nou 'n paar van dit genoem. Kyk gou net interessant, as jy oopmaak in Galasiërs 5, daar in vers 19, die werke van die vlees. Wil ek vir jou gou gesê, dan kyk jy nou in hierdie gedeelte wat hy praat in Romeine 1, dan gaan jy sien, hy noem basically dieselfde goed. Want hy sê hierso, hulle daar in vers 28, omdat hulle dit nie moeite werd geag het om God in erkenning te hou nie, het God hulle oorgegaan 'n slegte gesindheid en te doen wat nie betaam nie. Kyk hierso, hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaard, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Dis mense al ken hulle die verordeninge van God goed. Hulle weet wat sê die woord. Hulle ken die woord. Hulle lyk soos die vruggie, hulle is 'n perske, hulle sit in die perske kerk. Hulle lyk soos 'n perske. Hy ryk soos 'n perske. Maar hy's vol polistireen. En dan gaan hy verder. Kyk Galasiërs 5 vers 19. Die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. Lees jy daai goeders daar raak in Romeine 1? Ja. Afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery, dergelike dinge. En dan sê hy, waarvan ek julle vooraf sê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Jy sien, en dit is waar die probleem kom. Want die vrug, ek wil eintlik sê die uitvloeisel van die vals vrug, die vrug van die vals vrug, is die werke van die vlees. Weet jy wat, ek dink, ons lees hierdie gedeeltes in die Bybel, maar ek dink, wanneer ons hierdie gedeeltes lees, praat ons altyd mos van ander mense. Vra 'n bietjie vir jouself af. Is daar een van daai goed in jou lewe?
Weet jy wat? En as jy praat van oorspel, hoor nee, ek kan nooit my vrou verneek nie. Jesus sê, as jy kyk en begeer, jy reeds in jou hart egbreek gepleeg. Ek het nog nooit moord gepleeg nie. Jakobus, as jy jou broer haat, as jy 'n moordenaar. Afgodediens. Nee, ek buig nie voor 'n ander God nie, is dit? Wat steel God se tyd in jou lewe? Weet jy, ek dink ons moet gaan kyk of as ons eerlik met onsself moet wees, hoe kan ons sê ons het die vrug van die Gees? Want die vrug van die Gees is die uitvloeisel van die ware vrug. Van hulle wat waarlik vrug dra. Dis in Galasiërs 5 vers 22. Net daarna. 'n ware vrug. Wat ware vrugte is, kyk, hulle die gevolg van hulle, die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Jy sien, die vals vrug. Baie sal in daardie dag my sê, Here, Here. Vals vrug. En dit lei op die einde van die dag. En dis wat hy ook in daai gedeelte gelaat in na dwaling. Hy het gesê hulle het in dwaling verval. Nou wat is dwaling? Hulle loop agter 'n ander God aan. Hulle loop agter 'n ander evangelie aan. Hulle begin ander dinge aan te hang. Hulle begin, weet jy wat is die probleem in vandag in die moderne kerkewêreld van vandag? Is dat meeste is maar opinies van mense. Leringe van mense. Hulle begin hulle eie godsdienste ontwikkel. Begin hulle eie oortuigings, begin hulle eie denominasies ontwikkel. Begin hulle self te oortuig wat om te glo, wat om nie te glo nie. Begin hulle eie geloof vir hulle te vorm. Volgens daai vals vrug. En dan praat hy daarso van dit, en daai dwaling veroorsaak vals geloof. Wat is valse geloof? Jy vertrou op iets anderste. Jy vertrou nie die volbringde werk van Christus aan die kruis nie. Jy begin vertrou op iets anders. Jy sien, dit is die probleem met hierdie vals vrug dra. Die gevolg daarvan. Dis die probleem daarvan, want dit is soos 'n kettingreaksie wat gebeur. Jy begin met vals vrug, maar dit raak al dieper, al groter, al groter, al groter, al groter. Laat jy naderhand besig is met 'n vals geloof. 'n Valse vertroue. En dan waarsku die Here, dan sê hy daar aan jou aan die einde, wat is die gevolg? Wat is die uiteinde? Wat is dit wat hulle gaan ontvang? Veroordeling. Jy sien, mense sien nie die gevaar in van vals vrug nie. Van pretend, voorgee. Jy's op 'n pad van selfvernietiging. If you pretend to be what you are not. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, in U naam duiwels uitgedryf, in U naam groot kragtige werke gedoen nie. Dan sê hy, maar ek sal vir hulle sê, gaan weg van julle wat? Die ongeregtigheid werk. Dit was nooit die werk van die ware vrug nie. Het julle nooit geken nie. Want jy het jou vertroue in iets anders geplaas. Weet jy wat is die groot probleem ook met vals vrug in vandag se tyd in die kerkewêreld van vandag? Dit maak mense seer. Veral mede-Christene.
Dit vertel leuns oor God. Dit bring mense in die war. Dit verwar mense en gee vir jou 'n verdraaide beeld van God en van godsdiens en van Christendom. Weet jy wat is een van die ek het al baie gesê, een van die hardste goeders om te moet hoor, is waar iemand sê, maar as dit is hoe 'n Christen is, dan wil ek nie een wees nie. Want dit skep 'n wanpersepsie van Christendom. Hoe kan jy, en ek kry dit so baie, ek weet die mense se fokus moet op Jesus wees, maar ek praat nou aan die ander kant van die sy, van die ding. Ek kry dit baie male het ek het al gesien. Mense wil nie kerk toe gaan nie. Pastoor, hoe kan ek in daai kerk wees? Daai ou sit in die kerk. Ja, ek weet sy fokus moet nie daar wees nie. Ek praat van die ou. Hy sit in die kerk. Hy's elke aand by die straatvrouens, hy's elke aand in die bar, hy's elke aand saam in die verkeer, maar pastoor, hy is 'n voorsanger in die kerk. Hy's 'n ouderling, hy's uit die en hy's die pastoor, hy's wat. Hoe werk dit? Ja, ek weet jou fokus moet op Jesus wees, maar ek praat nou van die ander kant van die saak. Daai vals vrug het 'n gevolg, dit bring mense in die war, dit skep verwarring. Gaan kyk na 'n moslim wat glad nie eens Christendom aanvaar nie, maar gaan na 'n moslim toe. Wat is hulle grootste aanval teen Christene? Hoekom hulle nie Christendom volg nie? Kyk hoe lewe julle. As julle in die waarheid is, kyk hoe lewe julle. Julle syp, julle hoer, julle doen al die dinge. Julle bid nie, julle is ongelowig, maar jy wil in 'n straat gaan staan en Jesus walk. En halleluja, in die straat 1 keer 'n jaar, maar buitekant, dan wil jy daar buitekant leef soos 'n tarantaal vol spikkels. Wat 'n beeld, jy maak Christendom goedkoop. Vals vrug is 'n wanpersepsie van Christendom. Jy sien, ek het dit al baie keer gekry, waar mense kom, en as hulle sê, maar, ek kan dit nie verstaan nie. Kyk, daai persone, daai mense, kyk hoe leef hulle, kyk wat doen hulle. Maar as Christen, as kinders van die Here. Weet jy wat is deesdae, selfs op, ek wil vir jou sê, as jy in besigheid vandag is, vroeër jare, waar mense nog ernstig was met die Here, was jou woord jou eer. As hulle gesê het, jy kan hierdie ou vertrou, hy's 'n kerkmens. Jy kan hierdie ou vertrou, hy's 'n kind van die Here. Vandag, as iemand van my kom sê, jy kan my vertrou, ek's 'n kind van die Here, dan is dit vir my die grootste rooi lig wat aangaan. Daar is dit sulke sirenes wat so aangaan. Vals vrug. Maak my op in Kolossense 2. Duidelik gesê, dit maak mede-Christene seer. Dit gee 'n verdraaide beeld van God. Dit skep wanpersepsie van die Here en die woord en die weg van 'n Christen. Weet jy wat se ding van vals vrug? Dit hou mense in gebondenheid. Dit hou mense in gebondenheid. Kolossense 2, daar vanaf vers 18. Hoor wat sê hy? Laat niemand julle van julle prys beroof nie. Al sou hy behae in nederigheid en verering van engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaas wees deur sy vleeslike gesindheid. Wat sê hy daar? Hy lyk soos 'n Christen, hè? En nie vashou aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbinding ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met die goddelike groei groot word. So hy praat as hy nie werklik by die Here is nie. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe onderworpe aan insettings soos raakie, smaak, jy roer nie aan nie? Weet jy wat is my interessant van vals vrug? Hulle het allerlei wette van raakie, smaak, jy roer nie aan nie. Jy mag nie die ding doen, jy mag nie so, jy nie so, jy moet so, en dan gaan kyk jy na die vrug wat hulle dra.
En is vinnig om dit uit te wys. Hy sê, alhoewel dit 'n skyn van wysheid het. Want hy sê, vers 20, hy sê, want almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan volgens die gebooie en leringe van mense. Dis mense se eie opgemaakte teologie. Is mense se eie opgemaakte siening van God. Is mense se eie ding. Is hulle eie godsdienst wat hulle geskep het. Hy sê, wat, alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, kyk, dit lyk soos 'n perske, né? In eie sinnige godsdienst en nederigheid en in gestrengdheid teen die liggaam geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Dis maar net om hulle vlees te versadig, net om hulle blaf hulle self, basically. Hulle lyk so godsdienstig. Dit klink so godsdienstig. Kyk, ek is vreeslik godsdienstig, want ek het al die goed uit my huis uitgegooi. Ek is vreeslik godsdienstig, want ek lees net die ou vertaling Bybel. Ek is so godsdienstig, en ek is so, en ek leef net so, ek luister net gospelmusiek. Ek is so godsdienstig, maar die vrug daarvan is verloon. Hulle het nog nooit eers, dis tot versadiging van die vlees, is tot versadiging van die mens. Daar's geen verhouding met God nie. Daar's geen wandeling met die Here nie. Dis 'n eie sinnige godsdiens. Dis wette van raak nie, smaak nie, roer nie, aan nie. Dis alles vleeslike goedertjies. Dis alles, ek wil eintlik vir jou sê, godsdienstige gebruike. Dis tradisies. Dis allerhande sulke tipe dinge. Maak vir jou Bybel geoop in 1 Timoteus hoofstuk 2. As ons praat oor klere drag. In die Bybelse tyd het hulle nie suits en ties gehad nie. In die Bybelse tyd het hulle nie haarspray en gel en make-up gehad nie. Hulle het make-up seker gehad as hang dit af van waar jy kom. Hulle het altyd opgedres met juwele, het goud en al gedra. Maar kyk gou hierso. Paulus skryf die volgende. Dan wil ek sê, hoekom skryf Paulus dit? In 1 Timoteus hoofstuk 2. Daar vanaf vers 9, hy sê, so ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding. Stop dit gou daar. Behoorlike kleding, nie behoorlike kleding nie. Hy sê, gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid. So wat beteken beskeidenheid en ingetoonheid? Dit beteken nie met, ek weet nie wat se brands klere jy en vrouens dra nie, maar met daai boutique rok wat deur Pitti Versace gedesign is, wat jy 1 keer 'n jaar dra, wat R80.000 kos vir 1 mou. Ingetoonheid beteken basies, en met beskeidenheid beteken nederig. Nederig maar netjies. Hy gaan verder, hy sê, kykie, neem my die vlegsels, jy sê, daai tannies, jou haar is so beehuis wat jou oë so styf staan nie. Jou haar is so, jy gaan vir die blou is, jy weet, want ek gaan nou Lani, jy weet, met vlegsels of goud of parels of kosbare klere nie. Oh! Jou beste klere aantrek. Wie sê Paulus? Nie met goud of parel of kosbare klere nie. Hoekom sal dit sy sê, maar soos dit vroue betaam wat die godsvrug bly met goeie werke? Hoekom sal hy dit sê? Hoekom moet hulle kerk toe gaan? Beskeie, nederig aangetrek, nie met kosbare klere, met goud en parels en al goed nie. Want weet jy wat is die probleem deesdae aan die kerk met daai van jy met jou beste? Dan gaan mense kerk toe. En dan sy opgetof, papa. En is sulke jewelries. En weet jy wat gebeur? Gewoonlik al die vroue is dit die probleem. Daar's vrouens wat dit nie het nie. En weet jy wat nou? Ewe skielik voel jy minderwaardig teenoor daai tannie wat hierso sit en so gedres is. En dis nie hoe dit moet wees nie. Want jou fokus gaan nou ewe skielik van die vrymoedigheid om in Christus se teenwoordigheid te wees, word nou ewe skielik, word jy selfbewus, en jy gaan die hele diens
Fokus op dit. Weet jy wat gaan dit veroorsaak? Dit gaan veroorsaak dat jy volgende keer nie wil kerk toe kom nie. Want weet jy wat, dis hoekom hy sê met ingetoonheid, nie met kosbaarheid nie, hoekom? Moenie, want dit gaan nie oor my en oor jou nie. Dit gaan nie oor, ja, ons moet ons beste vir die Here gee. Sê nie, jy moet jou beste aantrek kerk toe nie. Weet jy wat, ek wil vir jou sê, as jy voel, daar's niks meer verkeerd om 'n soet en 'n tyd te dra nie, hoor my mooi, as jy dit wil dra, dra dit. Aan die ander tyd het ek nog gevra, kan sy make-up dra? Well, if the hearts needs painting, paint hom, jy weet, ek het al baie keer gesê. Maar die beginsel is net, ek het al by gemeentes gekom, wat ek praat van arm gemeentes is. As ek praat van finansiëel arm, swaar kry. Daai mense kry bitter swaar. Hy het dalk nie 'n lang broek eers om aan te trek nie. Hy het nie blinkskoene om aan te trek. Hy het dalk net 'n paar plakkies. Hy het dalk net 'n T-shirt. Nou as ek daar uitslaan my soet en my taai en hoe voel daai persoon? Weet jy wat, en dit is die verskil. Jesus het die mense uitgekies wat so gedres en gewat is nie. Hy was tussen die sondaars gewees, hy was tussen die prostituie, dit is hoekom hom verag het. Jy sien, die kerk is 'n samekoms van gelowiges, waar ons mekaar bemoedig, versterk, vertroos. Nie waar die een neersien op die ander nie, waar die een hoogheiliger is as die ander ene nie. Daar's niks meer verkeerd as jy wil uit respek uit 'n rok dra en 'n soet en 'n taai, hoor my, dis mooi. Maar moenie dat dit 'n menslike instelling word, vals vrug, om 'n struikelblok vir die Here te moet wees nie. Weet jy wat? Daar's mense wat al kerk toe gekom het, wat nie wil kerk toe kom, en daar kan ek hulle self vertuig. Was daar mense gesê, ek kan nie kerk toe kom, want ek het nie fancy klere nie, ek het net 'n kort broek en 'n T-shirt. Raai wat? Daai aand preek ek in 'n kort broek en T-shirt. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Op die einde van die dag, dit gaan oor broederlike liefde. Dit gaan oor daai fellowship. Dis wat kerk is. Dis nie 'n vertoning. Die oomblik wanneer dit 'n vleeslike ding word, wanneer dit vals vrug is dit 'n vertoning in die vlees. Valse vrugte skep verwarring. Verwarring oor die woord. Verwarring oor Christendom. En weet jy wat's gewoonlik die gevolg van vals vrugte? Daar's wanorde. En God is 'n God van orde, hy is nie 'n God van wanorde nie. Vals vrugte tree op teenstrydig met die woord, presies wat ek nou gesê het. Dis teenstrydig met die woord. Hoeveel dinge word vandag voorgehou en geglo en geteach, wat nie eers in die woord voorkom nie, maar wat die vrug van mense is. Kom ek sê, waar lees jy van dit in die Bybel? Jy sien, vals is die teenoorgestelde van waar. En mense moet dit begin besef. En elkeen van ons moet 'n plek kom, waar ons net gaan stil raak en onsself hierdie vraag gaan afvra. Henko, dra ek die ware of vals vrug? Die vrug wat ek dra, die vrug wat ek voorgee, die vrug wat ek vir mense wys, is dit die ware vrug? Is my wandel met die Here genuine? Of is my wandel met die Here maar net 'n vals perske in 'n bak? Ek gaan vir jou sê, maak nie saak hoe hy vals probeer voorgee nie. Dit sal nooit waarheid wees nie. God se woord is die waarheid. Kom ons wees maar eerlik, die ware pad van God is nie altyd gerieflik nie, is nie altyd gemaklik nie, is nie altyd voorspoedig nie, is nie altyd winsgewend nie. Dit kom met opoffering. Dit kom met selfverloning. Dit kom met die eie ek kruisig. Dit kom met jou kruis dra wat die Here op jou pad gebring het.
Maar is makliker vir mense om vals vrug te dra, as om 'n ware een te wees. Ek wil vir jou een ding vandag sê. Jy moet een ding besef. As jy jouself afvra, dra ek ware vrug of dra ek vals vrug? Hoekom dra ek hierdie vals vrug? Wie probeer ek impress? Wie probeer ek beïndruk? Wie probeer ek oortuig? Vir wie blaf ek? Wie probeer ek blaf? Op die einde van die dag lieg ek net vir myself. Ek lieg net vir myself, ek kom myself net na, want op die einde van die dag gaan ek op die einde van die dag, ek gaan verlore gaan as gevolg van dit. Ek kan vir een ding sê, dit maak nie saak wat mense sê nie, dit maak nie saak wat 'n kerk sê nie, dit maak nie saak wat 'n pastoor sê nie, dit maak nie saak wat jy jouself glo en sê nie. Weet jy wat, kan ek vir iets sê, of wat jy jouself van probeer oortuig nie? Weet jy wat saak maak? Kan ek vir jou sê? Wat sê God? Wat sê sy woord? En die oomblik wanneer ek hier op die punt kan kom waar ons kan sê, luister hierso. Ek gaan ophou hierdie vals vrug dra. Wat sê God se woord? En dis wat ek gaan doen. Dit is hoe jy ware vrug gaan begin kry. As jy regtig genuine op soek is na die waarheid, as jy regtig genuine op soek is na God, as jy regtig genuine op soek is na ware vrug, begin by die woord. Begin by die woord. Ek het voor die diens, toe sê ek vir die mense in die kerk, die eerste kerk, wat toe Christendom na Pinksterdag, die eerste 100 jaar, hulle het nie universiteite gehad en Bible colleges en opgeleide pastore en allerlei sulke goeders nie. Wat het die vroeë kerk gehad? Die woord. Jy sal die valsheid ken en identifiseer as jy die waarheid ken. En die waarheid is God se woord. Nie 'n kerkdogmatiek, 'n kerkdoktrine, 'n persoon se opinie, whatever. Wat sê die woord? As God se woord dit erken en God se woord uitdruklik daarvan praat, dan is dit so, maak nie saak wat jy sê nie. Jy sien, wanneer jy die Bybel gaan begin lees, weet jy, ek wil eintlik 'n ding sê, ek sê mos, ek het niks teen geestelike boeke en sulke goeders nie. Kan ek jy iets vertel, dis opinies van mense. Mense het al van gesê, weet jy wat, nee, ek sukkel om die Bybel te lees, ek lees my elke dag 'n ou dagstukkie. Jy lees 'n opinie van 'n mens. Jy lees die oortuiging van 'n mens. Lees die woord. Lees die woord, dan kan jy na die dagstukkie gaan lees. Begin by die woord. Die dagstukkie sit 'n bymiddel. Lees die woord. Kom by die, en as dit nie ooreenstem met die woord nie, brand die blandstukkie. Die dagstukkie. Verwerp hom. Dis so maklik soos dit. If it's not in the scripture, reject it. Punt, finish, klaar. Einde van die storie. If it's not in the scripture, reject it. Ja, maar wat nou van die boeke wat uit die Bybel uitgehaal is, daar was niks uitgehaal nie. If it's not in the scripture, reject it. So maklik soos dit. Wat jy nodig het om te weet, is tussen hierdie twee, is daar beval. Dit is wat jy behoort te weet. Dit is genoeg vir jou. Weet jy wat? Abraham, die Lazarus die ryk man. Abraham gee die antwoord dit vir die ryk man. Hy sê vir hom, hy sê, laat my terug aan my broers te gaan waarsku. Hy sê, hulle het Moses en die profete. Laat hulle na die luister. As jy eendag voor Jesus gaan staan, weet hy gaan vir jou sê, weet jy wat het Jesus gebid? Voordat hy opgevaar het, voordat hy gekruisig is, het hy gebid vir sy disippels en het gesê, Vader, ek het hulle u woord gegee. Jy gaan eendag voor Jesus staan en gaan sê, wat het jy met my woord gemaak? Ja, maar my pastoor het gesê, wat het jy met my woord gemaak? Ja, maar my kerk het gesê, wat het jy met my woord gemaak? Ja, maar ek is so geleer, wat het jy met my woord gemaak?
Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer? Het ons nie in U naam duiwels uitgedryf nie? Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Ek het julle nooit geken nie. Mense is so vasgevang deesdae aan vals vrugte. Dat mense op die einde van die dag so de mekaar raak. Hulle weet nie eens meer wat is reg en verkeerd nie. Jy sal die ware Jesus vind, as jy voor die ware kruis kniel en jou vir die ware kruis oorgee. Kan ek vir jou huiswerk gee? Efesiërs 5. Ons gaan dit nou lees, die hele Efesiërs hoofstuk 5. Ek wil jy gaan lees dit, gaan bid dit. Efesiërs 5, baie maklik. Weet jy wat, dit is baie maklik om die ware vrug te dra? Ken die woord. Begin met die woord. Weet jy wat is my raad vir alle nuwe bekeerlinge? Voordat jy preke gaan luister, voordat jy boekies gaan lees, voordat jy enigiets gaan doen, begin met die Bybel. Lees die Nuwe Testament. Begin daar by Johannes, werk om deur. Doen Johannes, dan doen jy Handelinge, dan doen jy al die briewe van Paulus en dan begin jy die evangelies, Matteus, Markus, Lukas. En dan lees jy dit so 4 keer deur. Dan as jy die 4 keer deur in die hele Nuwe Testament is, dan begin jy daar in Genesis. Hom kan jy van Genesis tot Maleagi. Hy is soos 'n geskiedenisboek. En as jy klaar is met die Ou Testament, dan lees jy hom weer, dan lees jy weer die Nuwe Testament deur. Dan gaan jy weer terug Ou Testament, dan lees jy weer die Ou Testament. En as jy weer klaar is, dan lees jy weer die Nuwe Testament. En so hou jy aan. En weet jy wat? Daarna eers gaan luister jy na preke en dan gaan lees jy boekies en goedjies. Ken eers die waarheid en die waarheid sal jou vrymaak. Weet jy wat is vir my 'n mooi gedeelte in die woord? Ek gaan dit nie nou lees hier terwille van die tyd. Maar ek kan vir jou baie huiswerk gee. Matteus 5 tot Matteus 7. As jy wil werklik weet wat is ware vrug. Matteus 5 tot Matteus 7. Matteus 5 tot Matteus 7. Waar Jesus kom en hy preek die bergpredikasie en hy vertel vir hulle die beginsels van 'n Christen. Wat is die ware vrug? Hoe lyk ware vrug? En weet jy wat, as jy wil wysheid hê, Spreuke. Spreuke. En ek gaan vir jou sê, begin dit net toe te pas. En kyk hoe jou lewe verander. Matteus 5 tot 7, Spreuke. Begin dit te leef, begin dit toe te pas. Ek wil vir ons afsluit met 'n gedeelte Johannes 15. Ek kan so intoe blaai, Johannes 15, vanaf vers 1 tot en met vers 9. En hoor nou wat ek vir gesê het, die woord is die waarheid. Hoekom? Jesus Christus is die woord. Wil jy die vrug van Christus dra? Hy is die woord van God. Vader, ek het hulle u woord gegee. Die woord gaan oor Jesus. Jesus, sy volbringde werk aan die kruis, is die sentrale boodskap van die Bybel. Johannes 15 vers 1 tot en met vers 9. Ek sluit af met hierdie volgende. Hy sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Julle sal reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra aan homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog. En hulle
Maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Sluit dit nog aan by Romeine 1 en 2 Tessalonisense, né? As julle in my bly en my woorde in julle. Hey, hoorie. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hier, wat 'n vraag het jy in die lewe? Wat 'n rigtingwyser het jy nodig in die lewe? Die woord is jou antwoord. Jy gaan hom daarin vind. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. Bly in Christus. Anker jouself in die ware wynstok, sodat jy die ware vrug kan dra. Amen. Kom ons sluit af. Vader, ek sê vir die baie dankie vanmôre vir hierdie woord. Here, dankie dat ons weer 'n soeklig in ons eie lewe kan aansit. Net onsself bietjie afvra, Here, dra ek ware vrug of dra ek vals vrug? Heilige Gees, sal U die naprediker wees van hierdie woord. Sal U hierdie woorde kom salf en kom seën in ons harte. Maak dit lewend in ons lewe. Ek bid dit in Jesus naam vanmôre. Amen.